Hoe bou 'n mens 'n nasie op uit die as van 'n absolute, kolossale mislukking? Wel, dis nie net 'n vraag uit die ou geskiedenisboeke nie. Dis 'n storie oor leierskap, oor sielkunde en eintlik oor die ongelooflike krag van 'n paar goedgekose woorde om 'n heeltemal gebroke gemeenskap te transformeer. Kom ons kyk 'n bietjie dieper hierna. Hier's dit, die kern van die hele saak. En die hele verhaal, die hele omwenteling van 'n nasie, draai om daardie tweede helfte van elkeen wat dit uit 'n vrye hart gee. Dit klink dalk eenvoudig, maar die impak daarvan, wel, dit was niks minder as revolusionêr nie. Maar om regtig te verstaan hoe kragtig daardie woorde was, moet ons eers die prentjie skets. Ons moet onsself plaas aan die voet van die berg Sinaï, oomblikke voor hierdie woorde gespreek is. Die atmosfeer hier is nie lig en vol hoop nie. Nee, dis swaar, dis gespanne en dis propvol vrees. Jy sien, die mense wat hier wag, is nie 'n neutrale gehoor nie. Hulle wag nie net vir 'n aankondiging nie. Hulle is 'n gemeenskap wat letterlik gebuk gaan onder die verpletterende skande van 'n reuse fout. Hulle harte is swaar, ongelooflik swaar van skuldgevoel. Dink net daaroor. Hulle het sopas 'n goue kalf aanbid, 'n direkte, blaatante verraad van die God wat hulle uit slawerny bevry het. So, terwyl hulle daar sit en wag vir Moses om van die berg af te kom, is hulle nie opgewonde nie. Hulle is doodsbang. Hulle verwag oordeel, hulle verwag straf wat pas by die misdaad. En dan, daardie oomblik breek aan. Moses kom van die berg af. Sy gesig is gesluier, maar daar straal 'n onmiskenbare goddelike lig van hom af. Sy teenwoordigheid alleen bring 'n onmiddellike, doodse stilte oor die hele kamp. Almal asem op. Wat gaan hy sê? En dan praat hy, en sy stem dra die gesag van God. Sê vir die Israeliete dat hulle vir my 'n offergawe moet gee. Kan jy jou die koue rilling voorstel wat deur daardie skare moes gegaan het? 'n Offergawe. Hulle het so te sê niks nie. Dit moes geklink het soos nog 'n onmoontlike, skrikwekkende eis van 'n kwaai God. Maar, en hier is die briljante oomblik, die keerpunt van die hele verhaal lê in die paar woorde wat hierna kom. Dit is die woorde wat alles verander, wat vrees in hoop verander en wat 'n gemeenskap begin herbou. Die sleutel lê in 'n konsep wat eintlik perfek vasgevang word in hierdie Serviese frase. Draai je wolje. Dit beteken van 'n gewillige hart. Dis nie 'n bevel wat afgedwing word nie. Dis 'n daad van vrywillige, vreugdevolle deelname. En dit, daardie klein verskil, herdefinieer die hele dinamika. Kyk bietjie na hierdie vergelyking. Aan die een kant het jy 'n opdrag. Die bron is dwang, die gevoel is vrees en die resultaat is basies 'n belasting. Maar nou skielik word dit 'n uitnodiging. Die bron is inspirasie, die gevoel is een van liefde en geleentheid en die resultaat, dis 'n geskenk, 'n vrywillige geskenk. En jy kan jou net die oomblik voorstel wat daardie spanning breek. Dis asof die hele kamp vir die eerste keer in weke weer kon asemhaal. 'n Golf van verligting, van dankbaarheid en van doelgerigtheid spoel deur die mense toe hulle besef, dit was nie 'n toets van hulle besittings nie, maar 'n uitnodiging vir hulle harte. Die leierskap reageer natuurlik eerste. Iemand soos Josia, die wyse ouderling, hy verstaan dadelik, dit gaan nie oor betaling nie, dit gaan oor versoening, oor 'n kans om weer naby te kom. Hy gee nie net sy besittings nie, hy gee sy toekoms, sy sekuriteit, as 'n teken van absolute vertroue. En dan kom Miriam, die stem van die gemeenskap, veral die vroue. Sy herinner hulle dat die einste simbole van hulle vryheid nou 'n nuwe, dieper doel kan kry. Die goed wat vir hulle persoonlik betekenis het, kan nou deel word van iets groter. Dit bemagtig almal. En hierdie is vir my krities. Besaliel, die kunstenaar, sy woorde verander alles. Hy wys dat hierdie offergawe nie net oor materiële rykdom gaan nie. Dis oor talent, dis oor tyd, dis oor vaardigheid. Hy gee homself. Sy bydrae is sy kreatiwiteit en sy harde werk. En hierdie tabel som dit briljant op. Skielik was die oproep vir almal. Of jy nou goud gehad het, of net 'n stukkie leer. Of jy edelstene kon bring, of net jou vaardigheid om te weef. Almal, ongeag hulle status, het iets waardevols gehad om by te dra. Elkeen kon vanuit 'n gewillige hart deelneem. So wat is die dieper les hier? Want hierdie storie gaan oor soveel meer as om net 'n fisiese tent op te slaan. Kyk, hier's die deurslaggewende punt. Daardie fisiese tabernakel was eintlik net die nuwe produk. Die werklike bouprojek was die heropbou van die gemeenskap se gees, hulle identiteit, hulle doel. Die ware heiligdom is nie met goud en silwer gebou nie, maar met duisende gewillige harte.
En dit los ons met hierdie vraag, wat vandag net so relevant is soos duisende jare gelede. Of jy nou 'n span lei, 'n maatskappy bou of net deel van 'n gesin is. Wat werk beter op die lange duur? Dwang en verpligting of inspirasie en 'n uitnodiging om deel te wees van iets groter as jouself? Dink 'n bietjie daaroor.